Geliefdes, kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. O Here, onse God, U wat Skepper Vader is, U wat Verlosser Seun is, U wat heilwerkende Heilige Gees is, ons roem U naam, want daar is geen naam groter as U naam nie. Geen een wat meer lof verdien nie, geen een wat meer erkenning moet ontvang nie, want U is die Skepper van alles en ook die onderhouer van alles. In genade het U dit so beskik, dat U die mensdom die kroon van die skepping gemaak het. Here, wat het ons met daardie posisie gedoen van genade? Ons het dit misbruik. Ons het getrap op die skepping. Ons het besmet. Maar weer eens, Here, in U groot liefde en genade, gee U vir die mens 'n tweede kans. Daardie tweede kans in die besonder is verseël deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Wat bring dit tot stand? Van sondaarmense gerig tot die lewe van verloste sondaarmense. Mense wat U vandag oproep, te midde van die sondige vlees om U te dien. Nie met halfhartigheid nie, maar met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Dit is waartoe U ons elke dag oproep. Daarom, Here, ook soos wat U dit van ons gevra het, so vroeg soos die totstandkoming van die skepping en die rustdag wat U ingestel het, U gee vir ons die Sabbat om te rus. Rus en om krag te ontvang. Krag waarmee ons alles in die donker wêreld kan aandurf en kan oorwin. Daarom, Here, waar ons kort voorlang na U woord sal kyk, sal U dit seën aan ons harte en dit ook op hierdie groot dag, Republiekdag, gee vir ons insig deur U woord en laat dit ons harte weer brandende maak. Ons bly dit alles alleenlik in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, kom ons begin hierdie kosbare geleentheid deur saam te sing vanuit Psalm 33. Psalm 33, daar sing ons vers 6 tot eer van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dis vir my die groot voorreg om die woord van die Here aan U te bedien,
op hierdie Republiekdag en wat ook ons onderneem het as 'n verootmoedigingsdag. En die woord van die Here spreek vandag tot ons vanuit die Ou Testament. Ons kyk na 2 Kronieke hoofstuk 7. 2 Kronieke 7 en daar gaan ons lees vanaf vers 11 tot en met vers 22. 2 Kronieke 7 vers 11 tot en met vers 22. Die opskrif van hierdie gedeelte. Die Here vervul die tempel met sy heerlikheid, inwydings, offerandes en pligtighede, die Hittefees. Ek lees vanaf vers 11. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek bes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek, sodat ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid sal wandel het, deur naamlik te doen, net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader Dawid beloof het, deur te sê: Daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkeerig word en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan, sal verstom staan en vra: Waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê: Omdat hulle die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hulle in Egipte land uitgelei het, en ander gode aangaan en voor hulle neergebuig en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Tot sover lees ons van die woord van die Here. Maar voordat ons by die prediking self kom ons sing eers Psalm 8. Psalm 8, daar sing ons die eerste en die 7de vers.
Geliefdes, ek wil net weer 2 verse beklemtoon vanuit ons teksgedeelte. Ons kyk weer na vers 13 en vers 14. As ek die hemel toesluit, dan daar geen reëns nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Geliefdes, die wat oor het om te hoor, laat dit nou hoor, want hierdie woord is die volle waarheid. Geliefdes, die gedeelte waaruit ons sopas gelees het, vertel van 'n wonderlike gebeurtenis wat in Jerusalem plaasgevind het. Dit was die skouspelagtige inwyding van die tempel in die tyd van koning Salomo. Nou Dawid weet ons het die begeerte gehad om 'n huis vir die Here te bou. Maar die Here het hom gesê, eendag sal jou seun daardie voorreg hê. En die Here het hom toegelaat om ten einde daardie gebou op te rig. En wat 'n groot fees het hy ook daarna gevolg nie. Almal was in 'n feesvierende gemoed gewees. Dit was 'n dag soos geen ander nie. Want hier nou meer as ooit kan hulle amptelik getuig. Die Here is hier. Die Here is met ons. Hoe wonderlik moes dit nie gewees het om dit self te kon sien nie. Maar ons gedeelte begin nou, nadat die feesgangers huis toe gekeer het. En Salomo ontvang een aand 'n droom. 'n Droom waardeur die Here met hom gepraat het. En waaroor? Oor sy toekoms en ook die van sy volk. Nou geliefdes, God weet ons is alwetend. Hy het geweet wat die toekoms inhou. Hy het geweet, en dit is die grootste skok, dat hierdie selfde volk wat fees gevier het, wat soveel oorgawe en ywer en toewyding in daardie geleentheid ingesit het, dat hulle tog in tyd afvallig van ons sou word. En daardie oomblik sal die mense dit nie kan glo nie. Maar as die Here sê dit sal gebeur, dan sal dit gebeur. Dit sal dan ook een van die redes wees waarom die ryk op die ou einde in 2 sou skeur. En dit sou ook nie lank hierna wees nie. Inderwaarheid was Salomo die laaste koning van daardie een koninkryk. Daarna in die tyd van sy seun sou die situasie verander. Maar kom ons kom by ons 2 teksverse. God gee hier vir Salomo vroegtydig 'n voorskrif. 'n Voorskrif tot genesing vir sy volk. Nou hoekom so? Omdat hy al klaar weet, hy's lief vir hierdie volk, hy wil vir hulle help. Amper soos 'n dokter wat 'n persoon sien, weet hierdie persoon gaan 'n pasiënt word en hy reik al klaar die middel uit tot sy genesing. In vers 13 waarsku God dat hy ongehoorsaamheid straf. En hoe sal dit wees? Deur verskriklike beproewinge. Die word maar net in ons teks 'n paar genoem, droogtes, pestsiektes en nog vele ander lelike dinge. Maar in midde van dit sê die Here ook vir Salomo, ek gee vir jou klaar die middel. Ek gee vir jou klaar iets om te help om hierdie dinge in die toekoms te vermy. En wat is dit? Geliefdes, die ding wat ons ook self vandag hier wil doen. Iets wat ons ook ander tot aanmoedig, naamlik 'n nasionale verootmoediging. Luister mooi hoe die Here praat met Israel. Hy noem hulle
my volk oor wie my naam uitgeroep is. Met ander woorde, die Here sê hier, julle is my volk. Ek wil met julle 'n pad saam stap. Ek onderneem, julle is deel van my. Ek het julle aangeneem as my eie. En ek praat nie met julle vandag soos verlorenes nie. Maar mense in wie se lewe iets gebeur het tot groot bekommernis. Die Here roep hierdie volk op tot verootmoediging. Hoekom? Sodat hulle in die proses ontslae raak van 'n groot probleem onder hulle, een wat nie nog verder sal groei en verskriklike skade aan die volk van die Here sal doen. Nou wat is dit? Luister mooi. Ons noem dit valse trots. Hoor weer? Valse trots. Nou wat doen valse trots? In die geval van Israel is dit iets waarvan hulle vol geword het. Hulle besef hulle is die uitverkore volk van die Here, maar saam met dit het hulle ook gedink hulle is beter as ander volke. En as hulle oortree, as hulle sondes doen, misdade en misdadings aangaan, dan sal die Here maar net ander pad kyk. Die Here sal hulle mos nie straf nie, hy is mos nou hier by hulle. Geliefdes, dit is wat valse trots doen. Dit doen dit nie net aan mense nie, maar selfs ook aan volke. Nou die Hebreëse woord vir trots beteken letterlik soos die seegety wat opstoot, om vol van jouself te word. En dit is absoluut wat met so 'n mens gebeur, wat leef met 'n valse trots. Jy kry later daardie gesindheid, al is jy 'n gelowige. Jy kom later op daardie punt om te sê, maar het ek die Here nog regtig nodig? Het ek nog regtig nodig om na die woord van die Here te luister? Kyk hoe goed gaan dit met my. Ek kan myself in my lewe voorsien vir alles wat ek nodig het, my eie potjie krap. Ek het op die punt gekom wat ek besef, ek is totaal selfvoorsienend. En wat ek vir die Here gee, moet hy maar mee tevrede wees. Valse trots verteer nie net die enkeling nie, maar dit kan selfs instansies wat God se lig moet uitdra, wat juist daardie ding valse trots moet teewerk, ook kan vernietig. En so sien ons dit vandag ook in gemeentes. En daardie opsig dink ook aan 'n gemeente soos Laodicea. Dis een van die gemeentes wat die apostel Johannes op die opdrag van God 'n brief aangeskryf het. Een wat van die pad af geraak het. Maar hulle sê die Here in Openbaring 3 vers 17. Want jy sê, ek is ryk en het bereik geword en het aan niks gebrek nie. Geliefdes, wanneer enige gemeente so begin redeneer, dan besef jy die punt gemis. Die hele doel waarvoor jy daar is, om in nederigheid voor die Here altyd te lewe. Mense wat in die wurggreep van valse trots verkeer, luister nie meer na God nie. Dink aan die bekende woorde van Psalm 115 vers 17. Ore het hulle, maar hoor nie. En daarby daardie mense eintlik maar opgebouw soos die fariseërs, die ou kerkleiers. Wat is 'n fariseer anderste as 'n persoon wat tog gereeld met die dinge van die Here moes besig wees? Die volk moes vertel die dinge van die Here, maar het later weer gegaan oor hulle eie aansien, gesmag na hulle eie erkenning, eerder as die opdrag van die Here. Trotsaards is ook ondankbare mense. Mense wat jy nie maklik teregwys nie, en baie soos hy Jona van ouds, om God se opdragte wat hy gee uit te voer. Geliefdes, God haat valse trots. En hy eis van gelowiges om hulle self eerder voor hom te verneder. Die Hebreëse woord vir verneder beteken om die knie te buig. Met ander woorde, soos om onder God se gesag
te buig, sy gesag te aanvaar en vir jouself te sê, maar ek is nie selfvoorsienend nie, ek kan nie alles self bepaal nie, ek is nie my eie God nie. Dink ook aan Paulus se woorde aan die gemeente van Filippi. Filippense 2 vers 10 en 11. Sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Geliefdes, daaroor ons die vertrekpunt van wat ons moet doen met hierdie verootmoediging. Buig voor God. Nie meer voor jouself en jou eie belange nie, maar God. In vers 14 sê God dat Israel baie ernstig moet bid. Maar sy het eintlik nou in 'n situasie beland, Israel, waar sy dit nie meer doen nie. Dis 'n volk wat skokkend genoeg binneloos geword het. 'n lewe sonder gebed. Of as daar wel nog gebed is, dan is dit met daardie gesindheid, kom ek bid maar niet. Solank jy net een keer van my hoor, per dag is mos goed genoeg, die Here sal tevrede wees. Waar is die gesindheid wat saam met die gebed moet gaan, die lewende verhouding wat jy met die Here wil uitbou? Ja, die mens kom daarom op daardie punt en redeneer. Die Here moet maar tevrede wees met enigiets wat ek hom gee. My tyd is my eie en my belange kom eerste. Die Here moet aanvaar. Ek kan eintlik sonder hom oor die weg kom. Nou geliefdes, ons sal nooit die woorde sê nie. Maar is ons optrede in ons geliefde land nie besig om dit tog te verraai nie? Dat dit presies is hoe ons voel nie. En dan kom die skokroep vir elke een wat al omgedraai het na die Here. Nee, sonder Christus kan ek nie die lewenspad aandurf nie. Is daar nie 'n toekoms nie? Dink byvoorbeeld ook aan Johannes 15, wat vertel dat Jesus Christus is die ware wynstok. En die lote, naamlik ons wat op hom ingeplant moet wees. Maar as jy nie op hom ingeplant is nie, dan verdroog jy. En al waarvoor jy goed is brandhout. Ja, geliefdes, vir die mens wat sonder Christus lewe en sterwe, die vuur wag op jou. 'n loot waarvan soveel meer ons gekom het. Valse trots laat mense op hulle eie vermoë staat maak. En hulle leun nie in die gebed op Jesus Christus nie. Want die hele uitgangspunt is om te sê, ek het self gekies, ek bepaal die lewe. Weereens, ons kan dit nie genoeg sê nie. U moet maar tevrede wees met dit wat ons gee. My beste is vir myself, nie meer vir die Here nie. As die Here daai groot opdrag gegee destyds by die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, as hy gesê het dat jy die Here jou God moet dien met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis maar net woorde. Dis nie hier in my hart nie. Maar daarin die gelowige is die een wat deeglik bewus is van sy onmag, sy onvermoë, sy onkundigheid, weet hy is nie in beheer van alles nie, definitief ook nie die toekoms nie, en daarom 'n innige verhouding met God elke dag soek in Christus. En waarom sal ons dit doen? Want aan Christus behoort alle mag in die hemel as ook op die aarde. Wie beter om aan jou kant te hê, hom wat daardie mag het, en ons ook so verskriklik lief het. Daarom geliefdes, wie nie op sy knie leef nie, sterf op sy voete. In die tweede teksvers vra God dat Israel iets baie belangrik moet doen. Die Here sê, en my aangesig soek. Nou dit is 'n Bybelse uitdrukking wat in eenvoudige taal net sê om na God se rigting te draai. Ons kan God nie vind as ons nie na hom toe draai nie.
Maar ongelukkig is dit die toestand waar ons tans in verkeer. Weens die sonde duisternis vind ons nie die Here nie. Maar hoe dit ook gebeur, omdat ons al klaar gekies het om van God af weg te draai. Want die sondes en die wêreldse dinge, dit trek ons elke dag. En juist daarom, verootmoediging, is die proses ook van die terugdraai na God. Geliefdes, pas op vir die sonde. Wie met sonde volhard, sal God op die ou einde op sy rug opkeer. En dan kom ook die straf, soos wat Israel dit ook beleef het, nie lank na die inwyding van die tempel nie. En daarom is verootmoediging so belangrik. Want daardeur gaan die mense self ondersoek ook aan. Presies dan begin besef waar hy of sy is. En dit sal regstel. Maar hoekom sal ek dit ook doen? Want die Here sien dan klaar alles. Daarom kon Dawid ook met die regte gesindheid terugkeer na die Here. Dink aan sy woorde in Psalm 139, vers 23 en 24. Die Here grond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Geliefdes, nou kom ons by die laaste vereiste, wat God deur Salomo aan sy volk rig. En ons vind die herstel van die toestand in hierdie woorde. Die Here sê, hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Geliefdes, wie sy verkeerde weg verlaat, sal God se heiligheid ervaar. Sal daar die wonderlike teenwoordigheid en daar die vreugde in die Here weer vind. En hierdie ding geld nie net vir mense nie, maar ook vir volke. So geliefdes, kom ons praat nou so 'n bietjie. Wat behels dit ook vir ons vandag? Vir ons boerevolk? Wel, wat kan ons sê van die boerevolk? Wat 'n wonderlike geskiedenis het die boerevolk nie. Waar ons ook kan getuig, wat hy ook so duidelike parallel geloop het, net soos Israel met julle. Wanneer enige uitspraak gemaak word in die geskiedenis van ons groot leiers van die verlede, dan is dit altyd na aanleiding van iets van die woord van die Here. Duidelik om daardeur te sê, ek onderneem teenoor die Here. En elkeen maar moet met dieselfde gesindheid leef teenoor die Here. Maar in watter gebied en watter terrein ek ook al op verkeer, daar is die Here met my. En daarom soek ek hom ook daar saam met my. Want ek soek sy aangesig elke dag. Maar geliefdes, dit is 'n lang tyd terug. 'n tragiese lang tyd terug, met 'n tragiese geskiedenis wat ons vir die laaste paar dekades ook nou beleef het. Want wat het gebeur? Iets wat ons duidelik nie verstaan nie. Toe dit met ons te goed gaan, toe het ons weg van die heiligheid van die Here afgedraai. Ons aangesig weg van die Here af en ons eie potjie gaan krap, ons eie bal gesoek. Want ons het ook met daardie redenasie begin leef, 'n boer maak 'n plan. Ek kan self plan maak, ek kan self voorsien. En waar nou geliefdes? Ongelukkig in ons lewens het ons die grondlig gegee vir onheiligheid in ons lewens. Wat het gebeur oor die laaste paar dekades? Ons het gesien as daar nie geldbemiddel is vir sake soos welwillendheid nie, dan is dobbelary reg. As tienerswangerskappe die hoogte inskiet, in plaas daarvan dat ouers hulle doopbelofte gedaan word, om hulle kinders die weë van die Here te leer volgens sy woord, word daar maar net gesê, gebruik vroegtydig voorboedmiddels. Wat van dinge soos die vigsepidemie, waar daar julle geleer moes word van kuisheid voor die Here, hoe ons regtig voor die Here moet handel, word die weg van die minste weerstand gekies, gaan maar net aan, jy sal die beste weet.
Wat ook van dinge so sedelike vergrype en gruwels soos homoseksualisme. Praat die kerke nog daarteen? Ja, maar bitter min. Die minimum kerke beskou dit nog as sondes. Maar ek beloof jy vandag, op 'n Sondag soos vandag, gaan jy predikers kry wat dit goed praat, wat dit maar net nog 'n vorm van die erotiese liefde noem, wat ons moet aanvaar, want dit is mooi, alle liefde is mooi voor die Here. Laat my altyd dink aan die woorde van my pa, wat hy gesê het, mense gaan nog onder die banier van die liefde die hel instap. En wat ook nog van kerke wat die waarheid verkondig? Daardie wat nog kan sê, die woord is die sentrale punt van ons dienste, dat ons nie ander goeie soek om dit in te kleer, en wat nog nie, om mense te trek nie, daardie kerke loop vandag leeg. En hoekom? Want mense wil net hoor van liefde voor liefde agter, en het elke denkbare ding die saak van liefde. Ons wil nie meer hoor dat ons ook 'n God het wat regverdig is, en wat ook sal straf nie. Geliefdes, en dan wonder mense, hoekom is dit dat die Here ons land straf? Want ons sien selfs kerke, wat die lig van die Here in hierdie duistere land van ons moes uitdra, en eerder die kosbare naam van Jesus Christus deur die sondemodder kon sleep. Die Bybel waarsku baie duidelik, kerke ook vandag. Romeine 1 vers 32. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Geliefdes, ons voel vandag die straf van die Here aan ons lyf. Ons beleef dit in 'n land wat kurkdroog is. Nou as ek praat van kurkdroog, dan praat ek nie van die toestand van die natuur daar buite, maar baie van ons boere nog reën soek nie. Ek praat van wat op hierdie stadium in ons harte aangaan. Daardie grond wat vrugbare grond moet wees, is kurkdroog. Omdat ons toegelaat het dat valse trots ons vol maak. Vol van onsself, ons eie belange, alles behalwe God. So wat moet gebeur? Ons moet die geestelike reën indrink. Die evangelie is daar die geestelike reën, en ons het dit so gereeld as moontlik nodig. Nie net op 'n Sondag nie, maar elke dag moet ons die woord van die Here neem, want daardeur leer ons die wil van die Here. Daarom, geliefdes, leer ons vanuit die woord van die Here, is daar een uitweg. Draai om. Keer terug na God. Salomo skryf ook in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hierdie belofte uit Salomo se pen stem ook ooreen met die woorde van ons tweede teksvers hoor weer. Dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Wat hoor ons eintlik hier? Voordat die herstel kan geskied, moet mense eers skoon kom. Luister spesifiek na die reaksie van die Here. Hy begin waar hy hoor, dan gaan hy oor na die skoonmaak, en laastens die herstel. Let ook op die woorde waarmee die Here afsluit, en hulle land genees. Nou die klem val op hierdie woordjie genees. En die Hebreëse woord vir genees beteken iets wat uit mekaar uitgetrek het. En wat trek uit mekaar? Verstandigste ding wat ons daar kan doen is iets wat nie meer dit is wat dit moes wees nie. Selfs so ver gaan om te sê, dis eintlik stikkend. En daarom ook boerevolk, kyk
hoe gaan dit met ons? Ons is stikkend. Ons het dit mekaar uitgetrek. Ons dra nie meer die beeld wat die Here van ons lewens soek nie. Ons is nie meer die Here se advertensie in die donker wêreld van vandag nie. Ons het dit iewers agtergelaat omdat ons ons eie rigting gaan inskiet het. So geliefdes, daar moet iets weer aan mekaar gewerk word. Iets moet weer herstel word. En daarom is verootmoediging so uiters belangrik. En dat ons 'n dag soos op Republiekdag dan ook weer oproep maak om te verootmoedig voor die Here. Nou geliefdes, daar's baie mense en baie kerke wat vandag sal sê, nee, ons moet dit nie doen nie. Elke dag moet 'n dag van verootmoediging wees. Ek stem saam met die gedagte daarvan. Maar wat van 'n ding soos Kersfees? Kan ons nie elke dag aan vreugde deel aan die getuienis van wat hierdie geskenk Christus in ons lewens is nie? Maar die gelofte van geloftedag nie ook elke dag in ons boerevolk se lewens leef nie en die manier wat ons optree nie, alhoewel ons ook 'n dag het wat ons hierdie dinge aanwy. Waarom kan vandag 31 Mei 2026 nie ook vir ons 'n dag wees wat ons onthou in die geskiedenis nie? 'n dag wat ons ook plegtig teenoor die Here onderneem het. Here, ek besef wat ek gedoen het. Ek besef ek het my rigting ingevaar. Ek het my eie kop gevolg. Ek het hier afgeskeep. Ek het nie die gegee wat hier toe kom nie. Maar hierdie dag sal ek onthou. Ek was deel. Ek was geraak daardeur deur God se woord om terug te keer, om te draai, om waarlik die knie voor God te buig. Geliefdes, daarom is 'n dag tot verootmoediging belangrik, noodsaaklik, uiters van kardinale belang. Want wat doen ons daardeur? Ons bid vir 'n volksbekering. 'n Volk wat weer sy rigting moet kry. Dat ons spoorde kerke weer tot hulle sinne sal kom. Dat mense weer die Bybel sal neem, dit sal lees, daarna sal luister en daarvolgens sal handel. Want dit is die weg tot saligheid. Die boerevolk moet tot bekering kom. Wat is bekering? Van rigting verander. En dit is iets wat ons met ons lewens so duidelik vandag moet sien. Net soos in die gelykenis wat Jesus vertel het van die verlore seun. Wanneer het daardie seun tot inkeer gekom? Toe hy besef het waar hy is, in die varkop van ontnigtering, weens sy eie optrede en sy eie besluite, omdat hy sy eie kop gevolg het. Geliefdes, ek wil hê dat u vandag u oë sal oopmaak en besef wat aangaan. Ons sit almal in die varkop van ontnigtering en ons kan niemand daarvoor na meer behalwe onsself nie. So geliefdes, kom ons keer terug dan na die Vaderhuis. Kom ons keer terug na wat die Here van ons lewens soek, wat ook heilsaam, absoluut heilsaam vir ons lewens is. Kom ons doen hierdie verootmoediging vandag voor die Here. En geliefdes, as ek met die boodskap gaan afsluit, dan gaan ek die geleentheid gee vir 'n paar kort gebede. Ons gaan 'n persoon hê wat vir ons 'n mikrofoon gaan vat en ons vra met die geleentheid dat u hand opsteek as u ook graag wil bid. Al is dit net 'n paar sinne, gee nie op nie as u die behoefte het om hierdie ernstige saak ook te deel in die verootmoediging voor die Here. Doen dit. Maar dra hierdie ding vandag in die hart altyd met u saam. As die geleentheid wat ons saam die omdraaipunt op ons lewens wat in 'n ewige verdoemenis sou opgeskuur het. En die wonderlike verryking gevind het deur die Here om na hom toe terug te keer. Te midde van die stampe en die stote van wat die lewe nog sal lewer. Tog
weet dat in Christus se voetspore is dit die beste. En dat ons as 'n volk weer 'n lig kan ook wees tot ander volke. Hier is mense wat die Here gevind het en in hom leef met vreugde, te midde van chaos wat om hulle afspeel. Geliefdes, kom ons bekeer nou voor die Here. Amen. Ons gee nou geleentheid vir daardie kort gebede waar die mikrofoon dan omgestuur sal word. Broer Dawie daar agter het vir ons die mikrofoon. U kan net met hand opsteek wys as u graag wil bid. En na gelang daarvan sal ek afsluit. Here ons God, wat 'n voorreg om U te kan aanbid, die lewende, die ewige, die enigste. Dankie Vader vir die wete dat U alleen God is, Vader, Seun en Jesus Christus en die Heilige Gees. Dankie dat ons U kan aanbid en net vir U. Here, U ken ons harte, U weet dat dit waar is. Ons roep U aan, Here, uit ons ellende. Ons volk is besig om te sterf. Ons nageslag gaan U nie meer ken nie. Daarom kom bid ons, Here, dat U ons sal bekeer, sodat ons onsself kan bekeer. Bring ons terug na U toe, sodat ons volk kan voortleef, in die naam van ons Here Jesus Christus. Vergewe, Vader, vergewe tog asseblief ons sonde en ons oortredinge, en maak ons volk weer heel, Here, terug na U, terug na ons verlede, terug na ons geskiedenis, terug na die gemeente waar ons die woord kan hoor en ons kinders kan neem om dit saam met ons te kan ervaar. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Ons kom in aanbidding voor U vandag. Ons dankie Here Jesus dat ons as 'n broedervolkie aan U mag behoort. Vandag pleit ons vir U Here, kom weer opnuut in ons harte. Maak ons skoon en rein, was ons van alle sonde. Dat ons begin by elkeen van onsself, om ons te ootmoedig voor U Jesus. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid, baie dankie vir hierdie preekwoord, so duidelik oor ons spreek. Ons wil vra dat U Heilige Gees vir ons Vader sal word, en dat U ons sal lei op pad terug na U. Ons vra dit in die naam van ons Koning Jesus. Amen. Heer en Hemelvader, Here, U het ons na die suidpunt van Afrika gebring deur middel van ons voorvader Jan van Riebeeck om U woord suiwer uit te dra, om 'n lig in Afrika te wees. Ja, Here, sodat ons U kan gehoorsaam, U kan dien, U kan volg.
Here, U ook vir ons boerevolk by die slag van Bloedrivier, ook daar het U ons gehelp, Here, om staan te kan bly teen die aanslag van buite. Here, waarom het hierdie dinge gebeur in U kosbare land, wat U aan U volk hier op die suidpunt van Afrika te gee, Here. Here, het ons ook gelei tot 'n Unie in Afrika, ja Here, ook in 'n republiek. 'n Republiekdag, Here, wat ons moet vier, tot U eer en tot die groot en heilige naam. Maar Here, ons staan skuldig voor U, want Here, ons het te nagekom. Ons het afgedwaal van dit wat vir ons as boerevolk kosbaar moet wees. Here, maar U het gekom en U gee ons weer eens die geleentheid om U te kan dien, U te kan volg, net soos die volk van Israel, Here, wat U bygestaan het, sodat U woord kan herleef en kan uitdra, Here, sodat ons 'n ligstraal vir U kan wees in hierdie suidpunt van Afrika. Here, seën ons en lei ons en maak ons wakker, Here, sodat ons U kan dien en terug kan gee na U toe, want U is ons Vader. Here, ons glo in U, ons dien U en ons volg U met ons hele hart. Here, ons kom bid dit alles in Jesus naam. Amen. O Here, onse God, ons nader tot U vandag. Ons buig die knie voor U. Ons gee erkenning vir U as die hoogste gesag. Maar ons weet dat die Satan ons wil maak glo, maar ons kan self ons eie God wees. Dat ons self kan voorsien vir alles. Here, vir te lank het ons dit ook geglo. Het ons daardie rigting gekies. Het ons van jou weggedraai, het van jou weggevlug, soos die ou sondige natuur getuig. Maar Here, vandag hoor ons die woord hard en duidelik. Dit sê vir ons, kyk, waar is jy, boerevolk? In die varkop van ontnigtering. Toestand waar jy jouself geplaas het. Maar ek het so lank terug 'n voorskrif gegee. En vir jou as deel van die geestelike Israel, tel dit tot vandag. Ek hoor jou pleidooi. Jy moet jou bekeer. Ek sal skoonmaak, ek sal herstel, ek sal genees. Maar jy moet terugkeer tot my. Here, ons pleit in hierdie dag, wat vir ons so belangrik is. 'n Dag waar ons ook losgemaak het van 'n monargie. 'n Dag wat ons aan U wy in erkentenis. Daar is niks hoër as U nie. Alle eer en heerlikheid moet U toekom. Here, dit is wat gesê was en wat gesing was oor soveel dekades op hierdie wonderlike aangeleentheid sedert 1961. Maar Here, wat het ons gedoen? Alles te danke aan valse trots. Ons afgestuur op ons eie verderf. Op 'n volk wat nie meer moeite vandag doen op 'n dag soos die Sabbat om nog na jou huis te kom. Liefdegawes te gee, betrokke te wees by 'n gemeente se werksaamhede, deel te wees as lewende ledemate van die kerk nie.
Here, al wat gesê kan word is skande. Skande oor jou, o boerevolk wat my eens geken het. Maar Here, vandag hoor ons pleit. Hoor ons harte huil tot U in heimwee, want ons sien nou waar ons is. Ons oë is oop. Aan ons eie optrede dat ons staan onder heidenregering en sy onbevoegde besluite, waar ons sien die toestand wat ons daardeur gelei het, deur valse kerke tot 'n eenheid, tot 'n versoening in die afgrond in. Here, vandag bly ons in 'n ware verootmoediging voor U, in 'n ware berou. Vergeet die verlede. Neem ons vandag ook aan, soos dat U ons skoon gewas het deur U Seun, deur sy bloed, deur sy liggaam wat gebreek moes word, tot 'n lewe wat weer 'n innige verbintenis met U elke dag sal wees. Here, laat ons nooit hierdie dag vergeet, maar dat dit ons lei in ons optrede, ons denke, ons woorde elke dag. Want elke dag van hierdie punt af vorentoe moet 'n dag van verootmoediging voor U wees. 'n Terugkeer tot U, nader en nader aan U leef. En die enigste een wat dit vir ons moontlik gemaak het om hoop te hê op die toekoms, dit alleenlik in Jesus Christus en sy kosbare offer aan die kruis. Amen. Geliefdes, daar word geleentheid gegee vir die opneem van die liefdegawes.
O Here ons God, ons dankie dat ons weer die offer na die skatkis kan bring. Neem dit dan vanuit harte wat deur u bloed gewas is. Neem ons offers tot die uitbreiding van die koninkryk. En dat u vir ons altyd 'n baken van lig in hierdie wêreld sal gee tot die dag wanneer u weer op die wolke kom. Ons bly dit in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af deur saam te sing vanuit Psalm 89. Psalm 89, dan sing ons vers 10 en vers 11 tot eer van die Here. en die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie dankie vir elkeen wat vandag saam met ons kom deel het in hierdie verhoogdiensdiens.